Geliefdes, dit is 'n voorreg om hier so by mekaar te kom. My naam is Werner Eislin en my vriend hier so langs my is Sybrand Koekemoer wat gebaretaal kan praat en ons bring die waarheid soos wat daar staan in die woord. Die waarheid oor die Jesus wat ons so liefhet. Kom ons kop af met gebed. Liewe Here, dankie vir u liefde en u sorg. Baie dankie vir die nimmer eindigende goedheid. Seën hierdie gesprek asseblief in Jesus naam. Amen. In Matteus 24 maak Jesus 'n baie skrikwekkende stelling. En hy sê ietsie wat ons altyd moet onthou. Matteus 24 vra die disippels vir hom, wat is die tekens van dit wat gebeur in die einde? Wat is die tekens van dit? En Jesus sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. So daar is 'n gedagte van misleiding wat mense vasgryp. En ons wil loskom van dit. Ons moet daarvan ontsnap. En hierdie boodskap praat oor iets wat baie belangrik is, en dit is oor die oorblyfsel. Dit gaan spesifiek oor die lewe van Henog en Noag, maar die Bybel sê in Romeine 9:27, net die oorblyfsel sal gered word. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. En dit is ietsie wat ons moet kyk na hoe dit gaan werk. Wat beteken dit vir ons vandag? Nou, in Amos 3 vers 7, dan is die woord duidelik. Die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Jesus vertel vir die profete wat gaan gebeur, en dan vertel hulle vir ons, hy waarsku vir ons. En ek wil nou vir julle ietsie uitwys, wat verstommend is in die Bybel. En is 'n vriend van my het aanvanklik hierdie aan my gewys, wat 'n ernstige Bybelstudent, en hy sê, dat daar is profeseë wat kom 2-2 in die Bybel, en ons sien dit. Daar is 'n profesie wat gemaak is deur Henog, en dan is daar 'n sekere hoeveelheid tyd wat verby is, en aan die einde van daai tyd kom daar nog 'n profeet. Dit het gebeur met Abraham en met Moses, dit het gebeur met Jeremia en met Daniël, en dit het weer gebeur met Daniël en met Jesus. So as ons hierdie op 'n tydlyn kan sit, om en by die jaar 318 voor Christus, was daar 'n man met die naam van Henog, wat gepraat het, en toe is daar 'n seun gebore met die naam van Methuselah. En aan die einde van Methuselah se lewe was daar 'n man met die naam van Noag. En om en by die jaar 2349 voor Christus, toe vind die vloed plaas. Nou kom ons hoor hierso wat die woord sê oor Henog. Henog word beskryf in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy's nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Dit beteken, God was lief vir Henog, Henog was lief vir God, hy het God se hart bly gemaak. Nou sien ons 'n interessante parallel tussen Henog en Noag. Genesis 5:24 sê, Henog het met God gewandel. Genesis 6 vers 9 sê ook,
Noag het met God gewandel. Albei van hulle. Henog het God se hart bly gemaak, Noag het God se hart bly gemaak. Maar Genesis 6, dan sê dit, die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was. En hulle het slegte dinge het hulle gedink. En daar was smart in die Here se hart oor hierdie sonde. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde af verdelg. Hy gaan hulle wegneem. En die Here gee toe daai inligting vir Noag. Hy sê vir hom, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Die aarde is deur hulle vervul met geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark. En hy sê, daar kom 'n vloed oor die aarde. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. So die vraag is, was die mense wat in daai tyd gelewe het, was hulle gewaarsku? Was dit net dat God gekom het na Noag toe en vir hom gesê, in Genesis 6, hoor hier, die mense ontstel my iets vreeslik, ek gaan hulle almal nou doodmaak. Was hulle eintlik gewaarsku? Kom ons kyk verder in die Bybel. Hoor hierdie. In die boek Judas, Henog, die 7de van Adam af, het teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000-talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Julle sien die heeltyd, goddeloos, 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 dit beklemtoon dit net die heeltyd van hoe sleg hulle is. Dis wonderlik om te sien van hoe die skrif akkuraat is dit nie? Dis wonderlik om te sien van hoe ons die belofte het dat God regverdig is. Hy het hulle gewaarsku. En hier in die boek van Judas, die laaste boek voor Openbaring, sê dit dat hulle was gewaarsku. Henog het teen hulle geprofeteer. Henog het vir hulle gesê, stop, draai weg, hou op met hierdie. Maar die mense het gelag terwyl Noag besig was om die ark te bou. En onthou, Henog was lank voor Noag, toe was hy het hy gelewe. Lank voor daai tyd was die boodskap gebring. En dit sê in die Bybel, toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. So hoe het die waarskuwing gewerk? Hoe was hulle gewaarsku? Hoe was hulle gewaarsku? Dit wat julle sien op die skerm is die Hebreëse woord, die Hebreëse naam Methuselah. Methuselah. En Methuselah beteken, as hy sterf, is daar iets wat uitgaan, of iets wat uitgestuur word. En dit is die vloed van die jaar waarin Methuselah gesterf het. Daai is 'n aanhaling van twee Bybelkommentators, Matthew Henry en Joseph Benson, van jare terug. Hulle het eeue gelede het hulle gewerk. Dis nie my idee nie. Dis nie ek wat hierdie uit my duim uitsuig nie. Hierdie is jare terug toe hulle dit gesê. En die ark was toe gebou deur Noag, en hy was vir 120 jaar was Noag besig om mense te waarsku. Hou op met die goddeloosheid. Hou op, draai weg van hierdie af. En die mense het nog steeds geïgnoreer, selfs tot die punt hierso wat die diere 2-2 het hulle daar aangekom. 2 van elke soort dier was daar was 2 kamele, daar was 2 koeie, daar was 2 skape, daar was 2 bokke, daar was 2 leeu's, daar was 2 olifante. 2 van elkeen het daar aangekom. Hoe?
op wonderbaarlike wyse, en die mense het nog steeds nie ag geslaan op dit wat God gesê het nie. Die mense het nog steeds geïgnoreer, tot aan die einde toe die deur toegemaak is, want onthou, die deur was toegemaak volgens die skrif, en vir 7 dae toe was daar niks. Toe begin die weerlig om te slaan, en die reën begin om te val, en hulle begin om angstig te raak, en daar hardloop hulle na die deur van die ark, en hulle hamer aan dit, en sê, asseblief, laat ons in. En in hierdie kunstenaarsvoorstelling, hierdie prentjie, sien ons die man wat hardloop met die sak van goud, met sy geld. Geld gaan nie jou daar inkry nie, my vriend. En dieselfde geld, soos dit vir hom geld het in daai tyd, hy kan nie met sy geld in die ark ingaan nie, net so gaan geld ons nie in die hemel kry nie. Dit gaan nie. En die reën het geval en geval en geval, en die water het gestyg, en die mense is verswelg, en al het hulle uitgeroep in hulle angs na die mense wat op die ark was, die deur was toe. Die tyd was verstreke. En alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. Klaar. So hier is die patroon. God waarsku 'n komende oordeel, hy waarsku van die oordeel wat kom deur 'n profeet. Daar is 'n sekere tyd van genade wat verbygaan. Daar is dan nog 'n profeet wat waarsku, en dan word die oordeel uitgevoer. Die oorblyfsel word gered, en daai oorblyfsel volg dan 'n nuwe lewe na dit. En hoe dit vervul is hier, is God het gewaarsku deur Henog. Die tyd van genade was 969 jaar. Nee, Henog het vir mense geprofeteer, los julle goddeloosheid, onthou wat ons gelees het in die boek Judas, los julle goddeloosheid vir 65 jaar, en dan word sy kind gebore, en hy noem sy kind, wanneer hierdie kind sterf, kom daar 'n vloed. En hoor net hoe wonderlik is die Here se genade. Wie is die man wat die langste geleef het van alle mense? Methuselah. Hy wanneer sy lewe eindig, dan beteken dit dat die mense wat op aarde se lewe sal ook eindig. Maar God verleng sy lewe tot op die uiterste. Daar word weer gewaarsku deur 'n ander profeet genaamd Noag, en vir 120 jaar terwyl hy bou aan die ark word mense gewaarsku, maar die vloed het gekom en hulle het nie geluister nie, en net 8 mense is gered. Noag, sy vrou, 3 seuns, 3 skoondogters, dis dit. En hulle het na dit het hulle 'n nuwe lewe gelei op die nuwe aarde. Hulle moes dit herbevolk. Hulle het anderster het hulle geëet, anderster het hulle gelewe, sonder dat daar goddeloosheid om hulle was. In Judas 1 lees ons weer, julle, geliefdes, julle moet hierdie onthou, wat deur die apostels van die Here Jesus vir julle gesê is, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Petrus vat dit 'n treukie verder, 2 Petrus 2, vers 2 tot 5, hy sê dat hierdie mense wat hulle verderflikhede, hulle sondige goed mee aanhou en aanhou, wat God laster, wat die weg van waarheid laster, daar sal verderf oor hulle kom. God het die ou wêreld nie gespaar nie. Hy het net Noag, die prediker van geregtigheid, gespaar, met 7 ander toe hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. En Petrus sê dan, hy het die stede van Sodom en Gomorra, het hy verbrand ook. En omdat hierdie 'n voorbeeld kan wees vir diegene wat goddeloos sal optree.
Die Here weet, 2 Petrus 2 vers 9 en 10, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos, en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word, vir al die wat die vlees en vuile begeerlikheid agterna loop, en die heerskappy verag. God sê hierdie kom tot 'n einde. Dit kom tot 'n einde. En die sonde van mense wat so aanhou, gaan op soos 'n stank in God se neus. Maar hy het gesterf vir hulle. So graag wil hy hê dat hulle gered moet word. Nou 'n gedagte. Klink hierdie bekend? Mense wat bedrieg, mense se oë vol oorspel, mense wat nie ophou om te sondig nie, mense wat onvaste siele verlok, mense wat geoefen is in hebsug, geoefen is in geldgierigheid. Kinders van die vervloeking. Klink dit soos die wêreld vandag? Klink vir my so. Dit klink vir my so. Dis ontstellende prentjies hierdie, die een wat die boonste prentjie van die kind wat so vashou in die tralies, dit is 'n gedagte wat die hoeveelheid kinderhandel wat plaasvind, mense wat ontvoer word en verdwyn om gebruik te word as slawe in verskillende dele van die wêreld. Dit is iets verskrikliks. Die prentjie wat regs bo is van waar 'n missielaanval geloods is op 'n hospitaal, 'n kraamhospitaal. Dis 'n hospitaal waar babas gebore word en die ding was aangeval in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Onder dan sien ons prentjies van waar die stad geplunder was toe die onluste in Suid-Afrika uitgebreek het, en dis maar een voorbeeld van die talle kere wat dit gebeur het. En heel onder is daar 'n man wat hardloop met 'n geliefde, wat ook in 'n aanval oorlede is. Mense stel net belang in hulle self. Hierdie is net 'n klein gedeelte van dit wat probleem is in die wêreld. Ek wil nie dit op die bord sit om almal te ontstel nie. Maar hier is die stelling van Petrus wat so duidelik is, dat dieselfde wat daar 'n oordeel is wat gegee was deur 'n waarskuwing deur Noag, 'n waarskuwing wat gegee is deur Henog om op te hou met goddeloosheid, en as 'n tyd wat verbygegaan het, wat hulle gesê het, hou op, keer terug na God, keer terug na dit wat reg is. Dan het daar 'n oordeel geval. In die tyd van Noag, toe vind dit plaas. Die waarskuwing het gekom, mense wou nie hoor nie, maar dit het gekom en verseker toe was dit so. Petrus sê dit gaan nog steeds so wees, dat aan die einde van die dag kom ons spotters wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Waar is God? Alles gaan maar net aan soos nog altyd was. Geen belangstelling. En hy sê, moedswillig vergeet hulle dat daarvan lankal hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. En daai wêreld was vernietig deur 'n vloed. Hierdie hemel en hierdie aarde word weggelê as 'n skat en word bewaar vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Die oorspronklike oordeel was deur middel van water. Petrus sê dat die nuwe oordeel gaan wees op grond van vuur. Van vuur. En ek sal daai bevestig vir julle as jy saam met my sal blaai in die Bybel in Tessalonisense toe. 2 Tessalonisense 1 vers 7. Dan praat dit daarso van waar die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele sal verskyn in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n
ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daar kom 'n oordeel, die eerste een was deur middel van vloed, die nuwe een is deur middel van vuur. God kom, die Here keer terug. Maar hoor hierdie stellings, hierdie moedswillig vergeet, wat Petrus van praat. Het Petrus gesê dat mense vergeet moedswillig van God as skepper? Ja, hoor hierso, Richard Dawkins sê, dit is absoluut seker om te sê, absoluut seker om te sê, dat as jy iemand ontmoet, wat sê dat hulle nie glo in evolusie nie, is daai persoon of onkundig, of stupid, of besete, mal. Dis wat hy sê. Maar die feit van die saak is dat daar sal 'n oordeel wees. Die oordeel wat kom is onvermydelik. Die oordeel wat kom is skielik, en die oordeel wat kom is totaal. Petrus sê weer, die Here vertraag nie die belofte, so sommige so dink nie, so sommige dit vertraging ag nie. Hy is lankmoedig oor ons. Hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Onthou net vir 'n oombliekie, as ek net daai kan byvoeg hier, dink net gou terug, vir 'n oomblik aan wat gesê was oor Methuselah. Wanneer hy sterf, sal daar 'n vloed wees. Wanneer hy sterf, is alles verby. Hy was die langslewende van alle mense. Is dit nie vir ons 'n aanduiding van God se genade, sy liefde vir ons, die vreugde wat hy daarin sal hê, dat mense hom net sal kies nie? Maar die dag kom, dit kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. En hier is die vraag wat aan ons gevra word. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, die woord beteken streef hard, probeer hard, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dit beteken nie, broers en susters, ek wil net hierdie baie duidelik maak, dit beteken nie, ek moet my bes doen om in die hemel in te klim nie. Nee, dit beteken ek moet my bes doen om aan Jesus vas te hou. Ek moet die goddeloosheid moet ek los, ek moet dit wat sondig is, moet ek dan sê, dankie, ek is klaar met hierdie sondige goeders. Hierdie dinge wat verkeerd is, ek stap van hierdie dinge wat verkeerd is weg en ek stap in die rigting van dit wat reg is. Ek stap in die rigting van dit wat korrek is. Ek gaan na Jesus toe en ek vra vir hom om my te help. En wanneer ons vra om hulp, dan sal hy ons red. So, die woord sê, Genesis 5:24, Henog het met God gewandel. En Genesis 6:9 sê dat Noag het met God gewandel. En 2 Johannes 1:6 sê, dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Geliefdes, ek wil hierdie boek by julle aanbeveel. Ek wil die Bybel aan julle ten sterkste voorhou en vir julle sê, hier volgens moet ons handel en wandel. Doen soos dit sê. Soek vir die Here. Stap saam met hom, dat ons die moeilikheid kan ontvlug. Die Here kom, die oordeel kom, mag ons gereed wees
Mag ons gereed wees vir hom wanneer hy kom. Kom ons bid saam. Liewe Here, hierdie is 'n harde boodskap, maar dit is nie 'n boodskap van veroordeling nie. Dit is 'n boodskap van hoop. Dit is 'n boodskap van liefde. As ons U kies, sal ons veilig wees. Wanneer ons U kies en ons stap saam met U in die ark in, ons kom in na U toe, gaan U ons veilig hou teen die storms. Niks sal in daai plek inkom wat goddeloos is nie, wat sondig is nie. Niemand gaan in die hemel wees wat ons wil kwaad aandoen nie. Niemand gaan in die hemel inkom wat 'n rebel is en net hulle eie ding wil doen nie. Almal wat daar inkom gaan sê, hierdie is my God en ek sal hom volg. Dankie liewe Heer vir hierdie boodskap van hoop. Mag ons, liewe Heer, nie net saam met U wandel nie, maar mag ons ander geliefdes vertel van U, terwyl ons nog tyd het. Mag U seën rus op U kinders, in Jesus naam, asseblief. Amen.